Dankie Albertus. Van my kant af ook net baie welkom aan almal wat saam met ons hier is vanaand. Soos gewoonlik begin ons ook met 'n openlike verklaring van hoekom ons hier is en wie ons glo en wat ons hierso doen. Eintlik oor wie ons hier saam bring en ons hierso saam bind. Vanaand gaan ons saam lees uit Kolossense 1 vers 15 tot 16 wat sê: Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, magshebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Dis ons Here Jesus Christus. As dit jou belydenis is dat hy jou koning is, dat jy hom dien, ontvang dan ook die seën van die Here. Genade, liefde en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here saam met die orkes. Oh
Ons sit. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons kom word stil voor U en ons erken dat U ons enigste Here is, dat U God is en dat U goed is, dat U groot is, dat U almagtig is, dat U wys is, regverdig is, dat ons nie genoeg woorde het om aan U lof en eer en heerlikheid te bring nie. Ons bring aan U ons lofofferlied, ons bring aan U ons woorde om U naam groot te maak met die besef, Here, dat dit nooit U lof en U heerlikheid ten volle kan beskryf nie. Daarom, Here, wil ons meer gee as net ons woorde. Ons wil ook ons lewe gee vir U. Soos wat U vir ons leer in Romeine 12 dat ons lewe aan U moet gee as 'n lewende en heilige offer. Dat ons onsself aan U moet gee. Maar Vader, selfs as ons daaraan dink, dan besef ons hoe groot dit is en ons besef dat ons dit nooit ten volle kan regkry nie. Ons besef, Here, dat ons so ver tekort skiet omdat ons so maklik vasgevang raak in die bekommernisse en die hartseer en die swaar kry van hierdie lewe. Dat ons so maklik vasgevang raak in die versoekings en die verleidings en dat ons dinge gaan doen en ons vervulling op plekke soek buiten U. Here, ons bely en ons erken dat ons so maklik van U vergeet en op ons eie stoom probeer om die lewe te doen. Selfs baie keer die goeie dinge, selfs baie keer ons kerklike lewe, ons lewe waar ons U probeer dien, doen ons dit baie keer met verkeerde motiewe om daardeur iets by U te probeer verdien. Maar Vader, dankie dat ons hierdie dinge voor U kan kom neerlê en kan dit kom voor U bely met die wete dat U ons reeds vergewe het. Dankie, Here, dat ons vanaand weer, soos wat ons elke week hoor en elke week behoort te besef, dat ons weer eens net kan herinner word daaraan dat ons deur genade alleen gered word. Dat U na ons toe gekom het en dat U ons uit hierdie stikkende wêreld uitkom roep het, dat U ons uit hierdie stikkende wêreld uitkom ruk het en dat U vir elkeen van ons 'n nuwe identiteit gee. Dat U vir elkeen van ons nou deur die oë van Jesus Christus raak sien en dat U ons U kinders gemaak het. Daarom kan ons U noem ons Vader. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg dat ons 'n nuwe familie mag wees, boeties en sissies in die geloof mag wees, omdat ons deur U Heilige Gees nuut gemaak word. Here, en daarom kan ons ook na U toe kom met ons hartseer en ons swaar kry. Dink aan soveel mense in ons gemeente wat siek is, ernstig siek is, wat in die hospitaal opgeneem is. Dink aan soveel mense wat deur diep moeilike beproewings in hulle lewe gaan. Dink aan soveel mense wat net die alledaagse bekommernisse van die lewe het om net aan te gaan met alles wat ons moet doen. Wil U gee dat ons U hand sal raak sien in elke klein dingetjie wat gebeur rondom ons. Dankie, Here, dat ons kan weet dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Dat ons medegelowiges het wat saam met ons die pad stap, maar ook dat U bovenal die Heilige Gees gee om saam met ons hierdie pad te stap. En mag ons daarom U krag en U vertroosting elke dag beleef en ervaar. Dankie, Here, dat U ook vir ons U woord gee. U woord wat vir ons 'n lig op ons pad is. U woord wat vir ons wys hoe ons moet leef, wat ons herinner aan U grootheid, U goedheid, U genade. Mag ons besonder vanaand weer deur die woord herinner word aan die wonderlike plek wat Jesus in ons lewe in behoort te neem en reeds geneem het. Lei ons deur U Heilige Gees om U woord te verstaan, maar dat dit meer as net 'n kopding sal wees, dat ons dit nie net sal begryp nie, Here, maar dat ons dit sal uitleef, dat dit ons hele lewe sal verander, dat ons hier sal uitstap as mense wat nuut gemaak is, anders as wat ons hier ingekom het. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou eers ons geloof saam bely. Dit is op die slides, nee. Ja, ons gaan staan en dan gaan ons geloof saam bely en dan terwyl ons so bly staan, gaan ons skrifberuiming 14:4 sing. Dit is ook 'n beruiming van die gedeelte wat ons dan saam gaan lees uit Filippense 3 uit.
So kom ons staan, dan bely ons geloof saam en dan sing ons Skrifpryming 14:4. Ons gaan dit ook hardop saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die wat reeds gesterf het te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Sorry, was ek. Die Here praat met ons uit Filippense 3 vers 1 tot 11. Ek gaan vir ons uit die 83 vertaling lees. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny,
van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. As jy vandag enige iets in die wêreld kan kry, wat sal dit wees, wat jy graag wil hê? Wat sal vir jou die grootste wins wees, wat jy kan maak? Of om die vraag dalk so bietjie anders te stel, waarmee is jy besig, elke dag van jou lewe? Wat is die ding of die dinge wat jy najaag met alles in jou, om dit te kry? Dink so bietjie daaroor, vir 'n oomblik. Hierso in vers 10 wat ons saam gelees het, dan sê Paulus, vir hom is dit om vir Christus te ken. Hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Dis nogal merkwaardig nie waar nie. Miskien omdat ons nou eers hierdie gedeelte saam gelees het sommige van ons dalk gedink, ja, die ding wat ek die graagste wil hê in die lewe is Jesus Christus, maar ek moet bely dat dit sou nie my eerste gedagte gewees het nie. Maar ons moet ook nie dink dat Paulus so wonderlik was omdat hy hierdie skryf nie waar. Inteendeel, hy's baie eerlik hieroor. Hy's baie eerlik oor sy lewe as hy sê dat dit gaan vir hom, of die feit dat hy op hierdie punt kon kom, gaan baie meer oor God se goedheid as wat dit oor homself gaan. Hy moes 'n baie lang pad gestap het om op hierdie punt te kom dat hy hierdie wonderlike belydenis kon gemaak het. Net so wat ek en jy ook 'n lang pad moet stap om op hierdie punt te kom. Kom ons kyk wat is hierdie pad. Paulus leer ons hierso dat daar was eers ander dinge wat vir hom 'n bate was in die lewe. Daar was ander dinge wat vir hom so belangrik was in die lewe dat hy dit nagejaag het, dat dit die dinge was wat sy wins was, wat hy graag wou gehad het in die lewe. In vers 3 wys vir ons hierdie dinge. Die nuwe vertaling sê dat hy op uiterlike dinge vertrou, of dat daar mense is wat op uiterlike dinge vertrou. Die ou vertaling sê daar in vers 3, moenie op die vlees vertrou nie. Nog nuwer die 2020 vertaling praat van die liggaamlike dinge of menslike dinge. Sien, Christus was nie altyd Paulus se wins wat hy nagejaag het nie. Hy het sy waarde ook in aardse dinge gesoek. Vleeslike dinge, soos die ou vertaling, uiterlike dinge, menslike dinge. Nou dit kan natuurlik baie goeters wees, hierdie vleeslike dinge of menslike dinge. Maar as ons kyk wat hy hierso beskryf in Filippense en op ander dele waar Paulus ook praat, dan is dit veral 3 goeters. Die eerste ding is trots. Trots. En ons sien dit hierso in hierdie gedeelte. Hy sê, as hy op menslike dinge of vleeslike dinge kan beroem, dan kan hy dit veral doen. Hy is een wat regtig kan trots wees op sy afkoms, sy menslike dinge. Hy sê, hy is op die 8ste dag besny, hy is 'n Israeliet van geboorte af, hy kom uit die stam Benjamin, wat die stam was wat hy graag wou uitkom. In godsdienstigheid sê hy kon hierop beroem. Hy was 'n Fariseer gewees.
Nee, dit was die regte groep om aan te behoort van die Jode. Die strengste groep, die mense wat die wet getrou nagekom het. Hy sê selfs hierso in die wetsonderhouding om vryspraak te verkry, was hy onberispelik gewees. Hy sê hy was 'n goeie ou gewees. Hy kan daarop beroem. In sy ywer, in sy harde werk wat hy gedoen het, was hy selfs 'n vervolger van die kerk gewees, want die kerk, die vroeë kerk was die bedreiging vir die Jode gewees. Sien, Paulus sê hy het al hierdie goeie dinge, sy afkoms, sy godsdienst, sy harde werk, sy ywer, daarop kan hy beroem, daarop kan hy trots wees. En dis die eerste ding, trots, wat baie keer maak, dat mense dit najaag in die lewe. Die tweede ding, en ons sien dit nie so mooi in hierdie gedeelte nie, maar die tweede vleeslike ding, of menslike ding wat mense baie najaag, is natuurlik sonde, of die geneigtheid om sonde te doen. Ons sien dit veral daar in Galasiërs 5, almal ken Galasiërs 5, dis die bekende gedeelte oor die vrugte van die Gees, dan sê hy, dit staan teenoor die werke van die vlees, of die menslike werke, wat dinge is soos oorspel, jaloesie, dronkenskap, en 'n klomp ander dinge wat genoem word. So hierdie sondige verleidings, en die goed wat mens graag wil doen in hierdie lewe, dit is ook wat Paulus sal noem vleeslike werke, of menslike dinge, wat mens kan najaag. En die derde ding wat hierdie menslike dinge beskryf, is tydelike dinge, tydelikheid. Die vlees of die mens is dinge wat nie vir altyd hou nie. Dinge wat verbygaan. Dinge wat dalk vir jou nou so bietjie genot gee en wat dit nou vir jou lekker maak vir 'n klein rukkie, maar môre het jy meer daarvan nodig of dit het verbygegaan, het verbygewaai, oorgewaai. En dan sê hy dis op hierdie dinge waar ons nie behoort op te roem nie. Nou ek dink nie dit vat baie om te sien dat ons eintlik, almal van ons, waarskynlik, dat ons juis op hierdie dinge roem nie waar nie. Ons wins, dit wat ons najaag in die lewe is baie keer hierdie vleeslike dinge, soos wat hiervan gepraat word. Trots is 'n woord wat baie positief gebruik word in die samelewing, nie waar nie. Dis eintlik 'n goeie waarde in ons kultuur om trots te wees. Ons is trots op ons afkoms baie keer, net soos wat Paulus was. Trotse Afrikaners, ons kom uit 'n goeie gereformeerde huis uit wat gereeld kerk toe gegaan het, nee. Daar's selfs 'n paar dominees ergens in my familie wat maak dat ek kan trots wees op my afkoms. Nee, ons is baie keer trots op ons godsdiens. Baie keer so mense hoor dat jy iemand sê, maar eers daai ou is 'n goeie mens, hy's betrokke by die kerk. Hy lei 'n goeie lewe, hy rook nie te veel nie, hy drink nie te veel nie, hy vloek nie te veel nie. Hy doen goeie dinge vir ander mense. Soos trots op ons godsdiens en ons mooi lewe. Baie keer is ons ook trots op ons ywer, ons harde werk, net soos wat Paulus was. Om die waarheid te sê, ek dink hardwerkendheid is seker een van die dinge wat die hoogste gevier word in die kultuur waarin ons leef, nee. As jy hard werk, dan kyk mense op na jou, want dan is jy suksesvol, dan bereik jy hoë posisies, jy maak baie geld, jy maak dit in die lewe as jy kan hard werk. En as mens trots daarop. Nou natuurlik is hierdie dinge nie in dit self verkeerd nie, en ons moet dit altyd onthou. Natuurlik mag ons trots wees op ons afkoms en op ons godsdiens en ons harde werk, ons ywer, maar wanneer hierdie dinge jou identiteit word, wanneer dit die dinge is wat jy najaag in hierdie lewe, wanneer dit jou hoogste wins word, dit die dinge word wat jy graag met alles in jou soek in hierdie lewe, dan is dit 'n probleem. Maar hoe maklik word ons nie ook vasgevang weer na die ander kant toe in die sondige dinge van hierdie lewe nie. Jaag ons 'n klomp vleeslike sondes na, begeertes na in hierdie lewe. Die plesier wat hierdie wêreld vir ons bied. Net die plesier van gemak en van selfsug en van rykdom, die plesier van drank en losbandig wees. Ek dink mag en rykdom en plesier en om 'n lekker gemaklike lewe te leef is iets wat so aanloklik lyk vir ons, nê. Sê as ek dit kan kry, as ek daai dinge kan hê, dan gaan my lewe lekker wees en dit gaan goed gaan met my. Dan word dit die dinge wat ons wins word, wat ons najaag in hierdie lewe. Ek gaan swat hierdie kursus want ek wil dit doen nie omdat ek noodwendig dink ek het die gawes om dit te doen nie, maar omdat ek weet ek gaan baie geld maak en as ek baie geld het, gaan ek 'n lekker lewe lei, dink ek.
En dan word dit die wins wat ek najaag. En net so maklik word ons vasgevang in die wat hier genoem sal word die tydelike dinge van hierdie lewe. Nee, ons almal ken dit. Die dinge waar ons bekommerd is, nee, ons is so bekommerd, ons kan nie slaap nie, dit maak ons amper naar, so stres ons oor hierdie ding en dan besef ons na hierdie toets, ag, maar dis ook maar iets wat verbygaan. Dis nie iets waar ek so bekommerd en angstig hoef te wees nie. Ek stres so oor daai prysuitdeling by die skool, gaan ek net daai ding kry waarvoor ek gewerk het of gaan iemand anders dit kry? Daai onderskeidings wat ek so graag wil hê, daai posisie wat ek najaag. Dit maak ons soms so angstig en dan weet ons, maar eintlik is dit 'n tydelike ding. Iets wat maar verbygaan. Ek is oortuig, in elk geval as jy soos ek is, dat hierdie is eerder die dinge wat deur jou gedagtes gaan of deur my gedagtes gegaan het as jy vra, wat is die een ding wat my gelukkig sal maak as ek dit nou kan kry in die lewe? Wat is die een ding wat my gelukkig sal maak? En dit was waarskynlik ook op 'n tyd in Paulus se lewe die dinge wat vir hom nommer 1 was. En dan lees ons hierso in vers 7 hierdie merkwaardige woorde. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Sien nie hierdie kontras, nê? Wat 'n bate was, is nou waardeloos. Dit wat wins was, wat ek gedink het vir my vooruitgang beteken nou vir my skade. Die Engels praat van once was a gain, now is loss. Wat ek gewen het, is nou vir my eintlik 'n verloor. En dan gaan hy eintlik verder. Hy sê nie, dis nie eers meer net nie vir my belangrik nie, dis nou eintlik vir my sleg, sê Paulus. Wat eens vir my alles was, wat ek nagejaag het, is nou presies die teenoorgestelde. Want dit gaan nog verder daar in vers 8, hy sê, ek beskou alles as waardeloos. Hy het nie eers dit net mooi gaan sif en gaan sê, ja, okay, hierdie bietjie trots kan ek hou, en daai bietjie materiële dinge kan ek hou, hierdie is nou waardeloos. En hy sê, nee, ek beskou alles as waardeloos. Daar's nie party uiterlike dinge wat nog vir my waarde het, en ander dinge wat nie vir my waarde het nie. Alles is waardeloos. En dan gebruik hy eintlik nogal so 'n baie kras, lelike woord om dit te beskryf. Die vertalings vertaal dit met, dit is nou vir my, dit is daar in vers 8, aan die einde van vers 8, sê ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik. Daai woord verwerplik vertaal ander vertalings met vullis, die Engels is dung, of filth, of soos vuil goed wat jy weggooi. Hulle sê dit verwys selfs na 'n liggaam wat verrot. Dis die woord wat hy gebruik. So wat Paulus hierso sê, ter wille van hom het ek alles prysgegee en is dit nou vir my verwerplik. Al hierdie dinge wat eens op 'n tyd vir Paulus en vir ons so belangrik was en dalk selfs nog is, die trots, die lekker dinge van die lewe, die tydelike dinge van die lewe, hy sê dis nou gemors, om dit letterlik te sê. Dit is baie radikaal wat hier gesê word, nie waar nie. Dit wat hier beskryf word is eintlik amper 'n totale bekering, en ons weet Paulus het dit beleef in sy lewe, nê, waar hy op pad was Damaskus toe het hy die Here Jesus ontmoet en hy het 'n totale ommekeer in sy lewe gehad. Maar die vraag is, besef ons dat dit ook van ons verwag word in ons lewe? Besef ons dat dit is waartoe die evangelie ons roep, om totale ommedraai in ons lewe te maak. Ek sukkel nog om dit te begryp elke dag in my lewe. Want sien, die diepste punt wat hier vir ons geleer word, is dat afgode, die dinge wat ons so belangrik ag, belangriker as God ag, die dinge wat vir ons waarde en betekenis gee buiten God, die dinge wat ons dien en wat ons najaag anders as God, die afgode in ons lewe, daai afgode kan nie net bloot verwyder word, dit kan nie net weggevat word uit ons lewe nie, dit moet vervang word met 'n ware God. En hoor hoe stel Paulus dit, hy sê, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee
en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Sien, Paulus beskou nie al hierdie dinge nou net sommer as gemors, sommer net so nie. Jy gaan nie eendag net wakker word en dan gaan al hierdie tydelike goed van die wêreld, die menslike goed, die vleeslike goed, al hierdie goed gaan nie een oggend net ewe skielik nie meer vir jou belangrik wees nie. Jy moet eers vir Jesus Christus ontmoet. Sien, dit kan nie net weggevat word nie, dit moet vervang word met Jesus wat die ware God is. En hoe gebeur dit? Ook 3 dinge. Jy moet vir Jesus Christus ken. Dis die woord wat hier gebruik word. Paulus sê hy wil vir Jesus Christus ken met alles wat in hom is. En wat beteken dit? Wel, in die eerste plek, as jy vir Jesus ken, moet jy weet wie is Jesus. Jy moet weet dat hy die seun van God is. Jy moet weet dat hy almagtig is. Jy moet weet dat in Jesus het hierdie wonderwerk gebeur van God en mens wat bymekaar kom, die God mens wat in hierdie wêreld ingekom het om hierdie gemors op hierdie wêreld te kom regmaak en hierdie aarde 'n beter plek te kom maak. En nie net nou 'n beter plek te kom maak stukkie vir stukkie nie, maar eendag weer gaan terugkom met die wederkoms en alles kom nuut maak. Jy moet weet wie Jesus is. Jy moet weet wat Jesus kom doen het vir ons op aarde. Jy moet weet dat hy gekom het en homself prysgegee het as God, sodat ek en jy kan lewe. Dat hy ons kom red van ons sondige bestaan. Dat hy wat God is, vir jou kom sê, maar jy is sy kind. Vir jou 'n nuwe identiteit kom gee. Sien, as jy dit besef, as jy besef dat die almagtige God vir jou sy kind kom maak, dan oortref dit alles in waarde. Maar ken gaan baie meer as net weet nie waar nie. Al die kommentare wat hieroor skryf sê, toe Paulus hierso skryf van ken, dan het hy 'n baie spesifieke Hebreëse woord in gedagte gehad. Die Hebreëse woord is yada. Dis dieselfde Hebreëse woord wat in Genesis gebruik word. Genesis 4 vers 1, nadat Adam en Eva uit die tuin uitgejaag is, dan staan daar, hulle het mekaar beken, hulle het gemeenskap gehad, en hulle het kinders gekry. Dis 'n intieme woord wat gebruik word. Hierdie woord ken in die Bybel is nooit net kopkennis nie, dis intieme kennis, dis verhoudingskennis. En daarom is dit nie net genoeg om te weet wie is Jesus nie, jy moet in 'n verhouding met Jesus staan. Ons sien dat Paulus noem hierso vir Jesus Here. En as hy vir Jesus Here noem, dan sê hy daarmee, maar Jesus is die koning van hierdie wêreld, hy's die almagtige een van die wêreld, maar hy's ook die een wat in 'n verhouding met my staan. En hy's bereid om alles prys te gee ter wille daarvan om hierdie Here, hierdie Jesus te ken. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar in elke romcom wat nog ooit gemaak is, dan sal die ou 'n klomp sinnelose dinge doen net om daai meisie te kry op wie hy heeltemal verlief is. Dit is eintlik maar die basiese storielyn van enige romantic comedy. Nee. Die ou sal alles doen om hierdie meisie te kry. En hoekom hou mense van hierdie flieks? En hoekom hou ons aan daarvan om te kyk? Om maak die ou wat se dom besluite om hierdie meisie te kry? Wel, die mense hou van sulke flieks, want dis wat mense doen, nie waar nie. Nee. As jy regtig verlief is op iemand, dan doen jy alles in jou vermoë om daardie persoon te kry. Hoeveel te meer moet dit nie so wees met Jesus nie. As ons regtig vir Jesus ken, as ons regtig in 'n verhouding met Jesus leef, as ons regtig lief is vir Jesus, hoeveel te meer moet ons nie alles in ons vermoë doen om vir Jesus te kry en om te ken en te leer ken en in 'n verhouding met hom te leef nie. Want dit is wat hier vir ons geleer word. As ons die waarde besef van die verhouding wat ons met Jesus kan hê, of wat dit beteken as ons in 'n verhouding met Jesus leef, dan sal ons alles prys gee om daardie verhouding beter te maak. Nie omdat dit vir my sleg is nie omdat dit vir my sleg is om al hierdie wêreldse dinge prys te gee nie,
maar omdat dit die beste ding is wat met my kan gebeur. Omdat ek die groter waarde besef van 'n verhouding met Jesus Christus. So dis die tweede ding. Eerstens ons Jesus ken, dan 'n verhouding met hom leef, maar derdens beteken dit sekerlik dan ook dat jy jou lewe in lyn bring met wat Jesus wil hê jy moet doen. As jy regtig lief is vir iemand, dan bring jy jou lewe in lyn met wat daardie persoon wil hê jy moet doen. As die realiteit van Jesus jou tref, dan kan dit nie anders as om alles na te jaag om Jesus te kry nie. Dan word alles vir my gemors, sodat ek vir Jesus Christus as wins kan kry. Sien, as Christene, as ons regtig glo dat ons deur genade gered is, dat God ons kom nuut maak het, dat hy alles vir ons gegee het, dan kan ons nie 'n passiewe lewe lei nie. Dan kan ons nie maar net terugsit nie. Dis nie iets van, ons het nou maar genade ontvang en nou gaan ons maar aan met ons lewe nie. Nee, as ons regtig genade ontvang en dit begryp en die grootheid van God se genade besef, dan verander die bate, dan verander die wins wat ek najaag in hierdie lewe. Sien, die wins wat ek najaag, kom vanuit die genade, die geskenk wat God vir my gegee het. En nou aktief doen ek iets om die volheid daarvan te beleef in my lewe. Sien, om vir Jesus as wins of bate te kry beteken dat dit nie meer oor my trots en my verdienste gaan nie, maar dit gaan oor wat Jesus vir my gedoen het. Dit beteken dat dit nie meer oor my vervulling van my sondige begeertes in hierdie wêreld gaan nie, maar dit gaan oor die vervulling wat God se liefde vir my kan bring in hierdie wêreld. Dit beteken dat dit nie meer oor die tydelike dinge wat ek graag wil hê in hierdie lewe gaan nie, maar dat ek dinge najaag wat ewigheidswaarde het. My nie verkeerd verstaan nie. Hierdie is nie een of ander Amish gedagte dat ons onsself nou heeltemal moet afsonder en as kluisenaars gaan leef en alles opgee wat ons elke dag mee besig is nie. Inteendeel, ek dink as ons reg verstaan wat hier vir ons geleer word, dan gaan ons juis harder werk, ons gaan juis meer goeie dinge doen. Ons gaan juis meer die lewe kan geniet waarin ons leef. Die gawes wat die Here vir ons gee in die lewe meer kan geniet. Maar ons gaan dit doen met 'n ander perspektief. Ons gaan dit doen met die perspektief dat net Jesus Christus my verlosser is. En hierdie goed wat ek doen elke dag, kan nie vir my verlossing bring nie. Dit kan nie vir my die diepste vervulling waarna ek verlang bring nie. My hoogste posisie wat ek najaag, gaan nooit vir my gee wat ek soek, as Jesus nie my eerste is nie. En daarom is ek vry, as Jesus my heel eerste is, om sonder skuldgevoel, sonder trots, sonder wat ook al wat my dryf in hierdie lewe wat God vir ons gee, voluit te geniet, voluit te leef. As ek my identiteit vind in Jesus, dis my dogtertjie daai. As ek my identiteit vind in Jesus, dan kan ek die ander dinge wat hy vir my gee, voluit geniet, sonder om iets daardeur te probeer kry wat dit nie vir my kan gee nie. En dis 'n wonderlike bevryding wat die evangelie vir ons gee, vir hierdie lewe. Kom ons wees eerlik met mekaar, en ek dink ons hoef dit nie vir mekaar te sê, ons almal weet dat die lewe is een groot gejaag, elke dag. Ons hardloop van die een verantwoordelikheid na die ander verantwoordelikheid, ons hardloop na die een ding wat vir ons lekker is, na die ander ding wat ons hoop vir ons lekker gaan wees. En ons moet dalk meer gereeld net so 'n bietjie stil word en vra, waarmee is ek besig? Kom ons hoor net vanaand weer, dat al hierdie dinge waarmee ons besig is, beteken niks, dis waardeloos, dis vullis, dis verwerplik, as Jesus nie vir ons die belangrikste is nie. Maar, hier is die wonder. As ons werklik vir Jesus ken, as ons werklik in 'n verhouding met Jesus leef, as ons werklik ons hele lewe inrig soos wat Jesus wil hê ons moet, dan kan ons alles in die lewe voluit doen, maar dan doen ons dit met 'n ander perspektief.
Nie omdat dit vir ons 'n identiteit gee nie. Nie omdat ons daardeur vervul moet word of omdat dit vir ons verlossing gaan bring nie. Dan doen ons dit omdat ons die vryheid het om dit te kan geniet. Mag ons vanaand dit weer besef. En mag die Heilige Gees ons elkeen op hierdie pad vat, want dit is 'n lang pad en 'n moeilike pad. Om Jesus eerste in ons lewe te stel. Dat hy ons grootste wins is. Amen. Kom ons bid so. Almagtige Vader, daar's soveel dinge in hierdie wêreld wat wil hê ons moet dit najaag. Daar's soveel dinge wat vir ons beloof word deur die wêreld, deur die dinge wat ons lees, die dinge wat ons sien, wat sê as ons dit kan kry, dan gaan ons lewe vol wees. Maar Vader, gee dat ons vanaand weer sal besef dat dit vir ons verwerplik moet wees as ons U eerste sien. Here, ons bely voor U dat dit moeilik is. Bely vir U dat dit vir baie van ons so ver klink dat ons geen idee het hoe dit moet wees om U eerste in ons lewe te stel. Ek wil vir elkeen wat op daai plek is, Here bid dat U met U Gees in hulle harte sal werk en treukie vir treukie die grootheid en die mooiheid en die goedheid van wie U is te laat raak sien. Vader, baie van ons het al iets daarvan beleef in ons lewe waar U eerste is. En dan maar weer weggedraai daarvan af en weer teruggedraai na ander dinge toe. Vir ons wat op daai plek is, Here, bid ons dat U dit weer vir ons sal wys, dat ons weer sal raak sien, weer herinner sal word aan U grootheid en U goedheid dat U eerste moet wees. Here, baie van ons is op 'n plek waar ons lewe nie is wat ons graag wil hê dit moet wees nie en waar U regtig ons enigste hoop is en Here, gee dat daardie die soetheid daarvan, die mooiheid daarvan, dat ons altyd daaraan sal vashou en dat ons dit vir ander mense sal uitdra en vir ander mense sal verkondig. Dankie Here dat U elkeen van ons ontmoet op die plek waar ons is, maar dat U ons nie daar los nie, maar ons lei om U beter te leer ken. Want Here, dit is die wonderlikste ding wat met elkeen van ons, enigeen van ons kan gebeur. Mag ons U ken intiem. Mag ons U ken as ons Here, as ons Verlosser. Mag ons U ken as ons Vader, as ons Koning. Bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou weer tydens die kollekte saam sing en daarna nog een keer laaste lied saam sing.
Kom ons gaan hierdie week in en ontvang die seën van die Here en soek ons Here Jesus Christus as ons grootste wins. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons almal.